31, baie welkom. So ons is nog steeds by gebed, maar ons gaan vandag so tussen hierdie gebedslesings, want gebed is baie belangrik, is 'n baie diep leringe, en dit is dinge wat ek en jy as 'n mens moet verstaan, maar lesing 31 gaan vandag 'n bietjie oor 'n kontroversiële onderwerp weer, ons gaan dit 'n bietjie iets anders ingooi, en dit is ook baie belangrik, 'n vraag wat 'n mens kan vra, en wat jy jouself kan vra, kom ek noem dit dalk miskien, jy gaan 'n bietjie selfondersoek instel, en dalk mense naby jou, in jou eie huis, of mense wat jy ken, en hoe jy dit gaan doen. Okay, so, wees maar gereed, hierdie is nogal 'n lekker stewige onderwerp wat hierna, of opdragte wat gaan kom, omdat dit baie belangrik is. As ek sê kontroversiële onderwerp, is dit iets wat in diepte is. Dit is nie altyd net iets nie, dis baie keer baie moeilik, onsekerheid, kontroversiële goeders is nie altyd dinge wat 'n mens direk kan antwoord, of dadelik kan antwoord nie. So, daar is baie faktore rondom dit, en dit is baie belangrik. So, ons gaan 'n bietjie praat vandag, deur die krag van die Here. Ek bid dat die Here se krag en sy liefde deur my sal kom as 'n instrument om hierdie boodskap en leiding vir julle te gee. En gaan stel die skrif op die proef, né? Dit is wat ons moet maak. So, ek praat vandag met jou in lesing 31 oor, kan 'n Christen sy redding verloor? Kan 'n Christen, as ek en jy sê ons is Christene, kinders van die Here, kan ons redding verloor? Nou, hoofsaaklik wil ek vandag met jou praat oor 2 hoofstandpunte. Ek wil met jou net oor 2 praat. En die eerste standpunt, waaroor ek wil praat, standpunt nommer 1, wil ek vandag vir jou sê, nee, hoor gou mooi, 'n ware Christen, 'n ware kind van die Here kan nie sy redding verloor nie. Hierdie siening word dikwels 'n ewige sekerheid genoem. Okay. Hierdie standpunt, met ander woorde, leer dat almal wat werklik wedergebore is, hoor mooi, deur God bewaar is, of sal word, tot in die einde. Op die skerm kan jy saam met my lees, Johannes 10 vers 27 tot 29, maar ek wil so 27 vir jou uithaal. My skape luister na my stem, hoor wat sê die skrif, en ek ken hulle. Hoor wat sê die woord, hoor wat sê Jesus. Hy sê, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. Vers 28, en ek gee hulle die ewige lewe, hoor daar. En hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Pragtig. Daai is 'n vers wat ek en jy op die tafels van ons hart kan bewaar, en ons kan saam met hom loop. Dis nou standpunt 1, en dit is wat ek vandag vir jou wil sê. Die vraag is, kan 'n Christen sy redding verloor? My voorstanders vra altyd hierdie vraag. As Jesus sê hulle sal nooit verlore gaan nie, hoe kan hulle dan later verlore gaan? Of hoe gaan hulle dan later verlore? En is God se mag nie groter as menslike swakheid nie? Nou hier kom ons baie belangrik, en nou moet jy mooi luister, en jy gaan daar weer terugkom hierna, en jy gaan in hierdie boek kyk. Romeine vir my 'n baie moeilike boek, maar 'n baie interessante boek, 'n baie diep boek. Paulus skryf vir ons in Romeine 8, 29 en 30. Ek wil gou vir jou hierdie lees, wat dikwels genoem word die goue ketting. Skryf hierdie neer, dit is baie belangrik, want jy gaan dit in jou opdrag kry. Dit word genoem die goue ketting van die woord, want hy skryf vir ons daar, want die wat hy van tevore geken het, dis Romeine 8, 29 en 30, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore bestem, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. En die wat hy van tevore gestem het, hoor gou mooi, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig, en die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Nou geliefdes, hier is die ketting. Hier is die ketting, daar is 4 skakels in hierdie ketting, in hierdie vers, wat Paulus ons skryf rondom ons redding. Nommer 1, voorbestem. Voorbestem. Nommer 2, geroep, hoor baie mooi. Nommer 3, geregverdig. En dan nommer 4, verheerlik. Daar lyk geen breek in hierdie ketting te wees nie. Wat ons hier sien ons, daar is geen breek in hierdie ketting wat Paulus hier skryf, as 'n Christen, as 'n kind van die Here nie. So as jy vandag sê, maar ek het my redding verloor, dit voel vir my so, wil ek vandag vir jou sê, daar is nie, dit kan nie wees nie. As jy sê, jy is 'n kind van God, 'n wedergebore kind van die Here, is daar nie 'n skakel wat jy kan breek, of hierdie breek in hierdie ketting, wat nie deel is van jou redding nie. Goed. Dan kom Paulus, dan sê hy verder, niks sal ons skei, hoor gou mooi, niks sal ons skei van die liefde van God nie. En in Filippense 1 vers 6, en ek gee vir jou skrif, en dit is baie belangrik, sodat jy vandag hierdie
kan inneem in jou hart en kan besef, en ook hierdie vraag, of hierdie donkerheid, of hierdie leuns wat die duiwel in jou kop plaas, kan verwerk. Goed, Filippense 1 vers 6 sê, hy wat 'n goeie werk in julle begin het, hoor, wie die goeie werk in ons begin? Die Here Jesus Christus. Hy wat 'n goeie werk in julle begin het, sal dit voltooi. En dan skryf hy vir ons in Efesiërs, aan die gemeente van Efesiërs, skryf hy in hoofstuk 1 vers 13 tot 14, die Heilige Gees word beskryf as wat? As 'n waarborg, hoor mooi. Ek sê dit baie keer as ek preek. Sonder die Heilige Gees kan ons nie aangaan nie. Sonder die Heilige Gees kan ons dit nie doen nie. Die Heilige Gees word beskryf as 'n waarborg van wat? Van die erfdeel. Van ons erfdeel. OK, 'n waarborg impliseer sekerheid. Dit is wat dit beteken. So ons het 'n mandaat, ons het 'n stamp op ons, as ek dit so kan sê. Ons het 'n stempel op ons gedruk. Die Here het sy mag en sy autoriteit en sy krag, hierdie sekuriteit op ons gedruk en gesê, julle behoort aan my. Goed, standpunt nommer 2, voorwaardelike sekerheid, of sekerheid, sekerheid, voorwaardelike sekerheid, hoor mooi. In hierdie standpunt leer my en jou, dat ware gelowiges in Christus moet bly. Anders, hoor gou mooi, raak hulle afvallig, of dat hulle nie afvalligheid moontlik in die oë staar nie. Dis baie belangrik, hoor. God dwing niemand, en dit is wat vir my so uniek en so wonderbaar is van ons God. God dwing niemand, en dit is wat ek baie vir mense sê, die sinspeel van dit wat mense doen. Nêrens in hierdie skrif kom die Here en hy sê, weet jy wat, ek dwing jou om my aan te neem en aan my gelowig te wees nie. Nie, God dwing niemand om in die geloof te bly nie. Selfs as 'n kind van die Here, wanneer jy hom ook self aangeneem het as 'n ware wedergebore kind van die Here, dwing hy jou nie om daar te bly nie. Hy kom en dan sê hy vir ons 'n paar dinge. Hy sê, weet jy wat, kom na my toe almal wat moeg en belas is en ek sal julle rus gee. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand vir my oopmaak, sal ek ingaan. So nêrens dwing hy hom. So hierdie kan ek maar sê leer wat die duiwel in die wêreld of onder Christene kom sit in hierdie babbel waar ons baie kere kom en dan sê, maar weet jy wat, waar was die Here? Ons vra baie kere hierdie dinge, hoekom het die Here nie dit nie, hoekom het die Here dit nie? Ons kom verby hierdie en ons sien nie wat ons eintlik besig is om te doen nie. Ons is eintlik besig om die blaam te skryf. Ons is eintlik besig om die keuses wat ek en jy of ons in ons lewe maak, nie te wil raak sien of te erken, of om te man up, as ek dit so kan sê, om te kan staan in dit wat ons doen nie. So ons doen en ons maak 'n keuse. Ons kom en dan sê ons neem die Here Jesus Christus aan en ons stap 'n pad met hom en ons word 'n disipel en dan ewe skielik dan gebeur daar iets en dan sê ons maar, die Here het my vergeet, die Here sien my nie raak nie, die Here los my. Ons het so baie verskonings. Baie kinders van die Here het so baie verskonings. Maar weet jy, ek sê weer vandag, hoor mooi, kind van die Here, ek praat oor standpunt nommer 2, die voorwaardelike sekerheid is dat God niemand dwing om in die geloof te bly nie. En die talle waarskuwings in die Nuwe Testament, daar is talle waarskuwings in die Nuwe Testament, wat gerig is aan gelowiges, en moet ernstig opgeneem word, en dit is baie belangrik, dit is so belangrik. Ek gaan vir jou 'n paar gee, in Hebreërs 6 kom Paulus, dan skryf hy vir ons daarso, dit is onmoontlik om die, wat eenmaal verlig is, hoor gaan mooi, en afvallig geword het weer tot bekering te bring. Daarom sukkel baie mense. As jy eers tot bekering gekom het en jy teruggeval, daarom kan jy maar gaan kyk. Daai mense sê altyd, ek kan net nie weer daar kom nie. Ek kan net nie weer bid soos ek gebid het nie. Ek sukkel om in tale te praat. Ek sukkel om te glo. Ek sukkel om te vertrou. Daar is baie verskonings. Maar hier kom Paulus en hy skryf dit en hy sê, red jou en hou jou redding en bewaar jou redding, sodat jy nie opkeer van hierdie kan word nie. Dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig is, hoor gaan mooi, en afvallig geword het, weer tot bekering te bring. Die beskrywing sluit in verlig, hoor gaan mooi, hemelse gawe, gesmaak en deel gekry aan die Heilige Gees. Dit is wonderlik. Hoe kan hierdie beskrywing op ongelowiges van toepassing wees? Baie maklik. Hebreërs 10 kom Paulus, dan skryf hy vir ons in 26 tot 29, maar dit wat ek vir jou wil uithaal is, as ons opsetlik aanhou sondig. Goed, dit is baie gevaarlik. Daar ons moenie dink dat die genade maak ons vrou, ons kan net elke keer jammer sê, maar ons hou aan om te sondig en die verkeerde dinge nie. Hoor, die persoon het volgens die teks kennis van die waarheid ontvang en die bloed van die verbond geken. En dit is so. Ons het hier gekoop deur die bloed van Jesus Christus in die Ou Testament, die verbondskinders.
So ek dink dit is vandag baie bly. En hierdie Johannes is 'n baie mooi boek. En ek wil eintlik ook half vir jou sê, of nie half nie, maar vir jou sê, gaan lees dalk weer hierdie boek. Gaan lees en bid oor die skrif, dat hierdie skrif rema sal word, dat die Heilige Gees hierdie letter in jou sal opbring, en dat jy kan sien, die Gees van die Here in dit kan raak sien en beleef. In Johannes 15 ken ons hierdie pragtige mooi gedeelte van die waar Jesus gekom het en hy sê vir ons, hy sê die laaste onderwysing aan die disippels, die innige vereniging van die disippels waar hy gekom het, en dan kom gee hy ook vir ons hierdie gedeelte van die trooster, en dan sê hy ook oor die wynstok, hy praat oor die wynstokkie so, en dit is so, en dan sê hy iets baie belangrik, hy sê, wie in my bly? Jesus kom en sê, bly in my, baie belangrik, sê dit vir jouself, takke wat nie in die Here bly nie, word afgesny en weggegooi. En die groot spanning in die skrif, interessante gedeeltes, genoeg vat beide in die Bybel en selfs ook in ons eie lewe, daar is belofte van sekerheid, daar is belofte van sekerheid, en ek gaan dit vir jou gee, gaan net vir die skrifte gee, Johannes 10, Romeine 8, dit wat ek nou vir jou gelees het, Efesiërs 1, ek het dit vir jou gelees, daar is waarskuwings teen afvalligheid, Hebreërs 6, Hebreërs 10, en dan in Johannes 15, hierdie laaste gedeelte, so daar is hierdie beloftes van sekerheid, en dan is daar ook die waarskuwings teen afvalligheid. En die uitdaging is om albei, hoor gou mooi, baie ernstig op te neem. Moeilike vrae, mense vra dit vir ons gereeld, ons stry dit, ek het dit al gevra, dink jy het al in jou lewe een of ander tyd gevra, wat van Judas? Mense gebruik dit en mense altyd uit, Judas het saam met Jesus gebly, hy was hulle boekhouer, kan ek maar sê, hy het met die geld gewerk, hy was saam met hulle, Judas het baie dinge gesien, maar wat van Judas? En Judas was een van die 12 het baie wonderwerke gesien, en hy het saam met Jesus gewandel, maar wat doen Jesus? Jesus kom en dan noem hy hom, die seun van verderf. Was Judas dan werklik gered? Was Judas werklik gered? Dis 'n moeilike vraag. Hoe sal ons dit ooit weet? En is dieselfde wat ons kan vra, as ons net vir 'n oomblik stil staan of stil sit in ons binnekamer en ons dink aan dit wat ons dalk doen, die vrug van die bekering, dit wat ons in die samelewing wys. Mense, ek wil ook nou vir jou sê, moenie te hard op jouself wees nie, ons maak foute en ons stuur dit, ons is in 'n wêreld, maar nie van die wêreld nie, so, ons word gekonfronteer met baie goed, en jy gaan baie keer dalk 'n swart woordjie gooi, of jy gaan iets doen, jy gaan jouself verloor, en jy gaan dalk dinge doen, wat God nie behaag nie. Wil ek vir jou so noem? Maar weet jy wat? Kom ons gaan kyk na ons redding. Dit wat by ons bekering moet pas, dit wat ons onsself moet vra, is ons kinders van God, is ons werklik gered? As ons sê ons het Jesus regtig lief, is dit godsdiens? Is dit godsdiens? Ek gaan 'n bietjie later iets oor dit sê in die toekomstige lesings. Goed, dan natuurlik Petrus. Wat van Petrus? Petrus verloon Jesus 3 keer. In ons samelewing, as vriende, familie, hoeveel keer verloon ons nie mekaar? Hoeveel keer steek ons mekaar nie met 'n mes nie, of hoe sê hulle, gooi jou onder 'n bus nie, om dinge te doen. Kan ek gou vir jou iets sê, moet nooit iets doen of sê, as jy iets sê, maak seker van jou feite, beoordeel sekere situasies, maar probeer maar eerder maar net altyd in jou binnekamer, maar dit maniere uit te klaar en seker te maak voor 'n mens goed doen. Maar Petrus kom en hy verloon Jesus 3 keer, hy val ernstig, dit was 'n ernstige terugval of vervalling, kan 'n mens maar sê. Maar weet jy wat doen hy? Hy kom en hy keer terug. Dit wys dat daar 'n verskil kan wees tussen val in die sonde en 'n finale afvalligheid. Hoor baie mooi. Val in die sonde en 'n finale afvalligheid. Dankie dat jy saam geluister het. Dankie. Ek gaan net kortliks oor dit sê, ek wil graag in die toekoms ook 'n bietjie meer in diepte oor dit gaan, veral in ons gebedslewe en ons geloofslewe, wanneer ons kom by hierdie opdragte of Bybellesings, Bybelskoollesings, gaan ons dieper in hierdie goed gaan. Goed, hier kom jou opdrag, en jou opdrag gaan op die skerm verskyn, hier is heel wat, en ek wil jy moet in diepte met dit gaan, vat jou tyd, werk regtig, moet dit nie afjaag nie, want dit moet by jou insink, laat jy dit ewig saam met jou kan onthou. Eerste opdrag wat ek wil hê moet doen is, bestudeer die volgende gedeeltes, dit gaan op jou skerm kom, luister daarna,
tekste wat sterk sekerheid van redding beklemtoon, Johannes 10 vers 27 tot 30, Romeine 8, 28 tot 39, Filippense 1 vers 6 en dan Efesiërs 1 vers 13 tot 14. Tekste wat dan waarsku teen die afvalligheid. Goed, so jy moet 'n opsomming vir my maak en daar skryf dat jy dit wel gedoen het en wat dit ook so 'n bietjie vir jou beteken. Goed, en jy meld dit aan. Hierdie is die tekste wat ons dit doen. Jy moet hierdie tekste in 'n breedvoerig vir ons neerskryf dat jy daarby was. Die tekste wat dan waarsku teen die afvalligheid is Hebreërs 6 vanaf vers 4 tot 6, Hebreërs 10 vers 26 tot 31 en dan Johannes 15 vers 1 tot 6 en dan 2 Petrus 2 vers 20 tot 22. Gaan lees wat skryf Petrus daar. Romeine 8, 29, hier is ons ander opdrag tot 39. Skryf Paulus oor die goue ketting, of skryf Paulus se goue ketting vir my neer. Skryf Paulus se goue ketting vir my neer. Dis kom ek nou vir jou gesê het, luister mooi, gaan dalk weer terug. Dis wat jy moet doen. Hier is 3 vrae. Is daar volgens die teks enige skakels wat kan breek? Nommer 1, vraag 1. 2, wat sê Paulus kan ons van God se liefde skei? Wat kan ons van God se liefde skei? Goed. 3, waarom dink jy gebruik Paulus die woord verheerlik in die verlede tyd? Goed, gaan dink 'n bietjie daaroor, gaan doen navorsing. Dit is nou nie iets wat ek dalk vir jou gesê het nie, maar iets wat ek wel gaan doen. En dit is iets wat ek wil hê. Hoekom gebruik Paulus die woord verheerlik in die verlede tyd? En dit is nou nogal baie interessant. Goed, ons gaan 'n bietjie kyk wat skryf hy daar. Dan ons laaste opdrag, of kan ek net gou kyk? Ja, ons laaste opdrag, Hebreërs 6 vanaf vers 4 tot 6. Gee ek ook vir jou 3 vrae. Hoe word die mens beskryf? Hoe word die mens beskryf? Vraag 2. Klink dit soos ware gelowiges? Motiveer jou antwoord. Moenie net skryf ja of nee nie. Skryf ja of skryf nee met 'n motivering. OK. Goed. 3. Wat beteken afvallig geword? Gee vir my 'n mooi duidelike uiteensetting oor dit. Wat beteken dit? Wat beteken dit? Baie dankie. Ons dank die Here, ons dank die Heilige Gees dat hy saam met jou gaan wees en dat jy leer. Dis leer sonder woord. Dis lekker om van die Here te leer. Dis nie om jou uit te vang nie. Dit voel baie keer baie moeilik, maar die oomblik wanneer jy begin lekker, ek moet jou leer om oor dit te bid en natuurlik 'n bietjie navorsing te doen en te kyk en te sien die hele teks. Baie kere kom 'n mens, ek gee nou net vir jou skrif, né? Maar jy moet die hele teks in konteks lees. So jy moet die hele hoofstukke gaan lees. Jy moet sien waaroor dit gaan en aan wie het hy dit geskryf en hoekom het hy dit geskryf. Dit gee vir jou 'n breë voering oor hoekom Paulus byvoorbeeld oor geskryf het, hoekom het Petrus goed geskryf, hoekom het Johannes geskryf, hoekom het Matteus dinge geskryf. So ek gee nou net vir jou 'n skrif en moenie net uit konteks uit hierdie skrif vat nie, maar gaan doen 'n bietjie meer ondersoek en gaan kyk hoekom dit so is. So dit help jou ook baie. So hoekom byvoorbeeld wat beteken hierdie afvallig? So dan moet ek 'n bietjie gaan lees. Hoekom skryf hulle oor dit? Wat is hier aan die gang? Wat het hier gebeur? Hoekom gebeur dit? So dit is so mense aan en ek in diepte agterkom. Dan kom jy eintlik agter, dit is nie so moeilik nie. Dit is nie so moeilik nie. Dit kom eintlik neer en ons sien hierdie dinge raak. So ek wil dit net weer beklemtoon of vir jou baie duidelik sê. Moenie net byvoorbeeld Hebreërs 6 gaan vat en hom lees 4 tot 6 en dan gaan doen jy antwoord dan. Gaan kyk, gaan sien dit hoor. Mooi dag, dankie. Die Here seën en dankie. Geniet dit. Lekker skryf. Totsiens.